Die tema van ons oordenking vandag is dra vrug met aangename woorde. Kolossense 4 vers 6 sê, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Woorde kan soos lava uit jou mond spoeg en vernietig. Of dit kan soos koel fonteinwater lafenis bring. Woorde is seker een van die belangrikste maniere om te verraai aan wie jy behoort. Want wat ook al by jou mond uitkom, het sy oorsprong in jou hart. Matteus 15 vers 18 en 19. Geen wonder nie dat Spreuke 4 vers 23 leer, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Waarom word daar in die Bybel soveel klem gelê op wat ons sê? Miskien lê die antwoord by die outeur van woorde, God. Toe hy woorde gebruik, skep hy. En alles in die hemel, die see en op aarde, kry vorm en lewe. Sy woorde voor die skepping van die eerste mens lê reeds hulle aard vas. Laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Genesis 1 vers 26. Is dit dan vreemd dat hy 'n skrywer inspireer om die volgende woorde neer te pen? Dood en lewe is in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 21. Jy kan met dit wat jy sê, lewe of dood spreek. Verstaan net reg, woorde beskik nie oor magiese krag nie, maar dit het 'n ongelooflike invloed op die mens se siege. Dit besmet die hele liggaam. Dit steek die hele lewe, van die geboorte tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Jakobus 3 vers 6. Is dit dalk waarom Paulus skryf dat ons gesprekke vriendelik moet wees, en van goeie smaak moet getuig? Of dat ons die omstandighede van elke gesprek moet lees, en net ophouende en goeie gesprekke moet voer? Efesiërs 4 vers 29. Kan dit wees dat bedrieglike en verkeerde gesprekke ons liefde vir die lewe kan steel en ons verhinder om 'n goeie lewe te geniet? 1 Petrus 3 vers 10. Waarom hierdie klem op goeie gesprekke en goeie woorde? Ek en jy moet as beelderaars van God sy koningskap in ons lewens sigbaar maak. En ons woorde moet genade kan gee aan die wat dit hoor. Efesiërs 4 vers 29. Ons is geskep as fonteine wat soet, drinkbare water moet voorsien aan 'n wêreld wat dors is om waarheid en geregtigheid in aksie te sien. Kom ons bid. My Vader, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig. Mag my woorde van so 'n aard wees dat mense U stem daarin hoor. Amen.